Kom ons blaai terug na Psalm 38. Psalm 38, sing ons daar vers 1 en 17. Psalm 38, vers 1 en 17. Geliefdes, ons woordverkondiging vanmôre is uit Psalm 62, vers 1 tot 13. En ons tema daar is die stil vertroue in God wat ons bewaar. Die stil vertroue in God bewaar ons elke dag. Nou geliefdes, verskoning maar vir die stem, ons hoop hy hou. Maar goed, kom ons blaai dan na Psalm 18. Dan gaan ons daar sing vers 1 en vers 13 as afsluiting van ons voorsang. Ons sing heerlik saam vers 1 en vers 13 van Psalm 18. Na die foto met die seëngroet sing ons dan gesang 359. Gesang 359. 359. Ons sing daar vers 1 en vers 2 as 'n lofgesang aan die Here. Slaan my oë op na die berge, en waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp
is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, kom ons luister dan aandagtig na die wet van die Here, soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis van teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefdes, ons blaai na Gesang 69, vers 1 en vers 2, as ons skuldbelydenis voor die Here. Laat my
Johannes 1 vers 9 tot 10 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Daarom geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus se soenverdienste bly lewe. Kom ons blaai na Psalm 33. Uit ons dankbaarheid uitsing ons dan daar vers 11. As die Here so goed is vir ons om ons van ons ongeregtighede te vergewe, sing ons dan uit ons dankbaarheid aan hom, Psalm 33 vers 11. Ek vra dat u ook oopmaak by Gesang 84. Nadat ons Psalm 33 vers 11 gesing het vir ons dankbaarheid, doen ons dan die geloofsbelijdenis, die apostoliese geloofsbelijdenis, spontaan sing ons dan daarna Gesang 84 vers 11. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, ons maak vanmôre weer oop by Psalm 62. Ons gaan daar saam lees Psalm 62 vers 1 tot vers 13 met die opskrif om stil te wees tot God. Om stil te wees tot God, want God is ons bewaarder.
terwyl ons die woord van die Here dan ook so oop het, kom ons verenig in gebed saam. Almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom staan voor U vanmôre, uitverkies, Here, om ook so voor U te mag verskyn. Uitverkies, Here, deur die geloof wat U in ons harte kom werk het. U genadegawe. Uitverkies, Hemelse Vader, tot die geloof, tot die ewige redding, deur U Seun Jesus Christus alleen. Here, en wanneer ons vanmôre so voor U is, dan wil ons ook uit U woord uit kom leer, Here, hoe dat ons ook ons rus en ons stilte by U kan vind, waarin dit ook geleë is. In hierdie stormagtige wêreld, Here, waar ons so maklik weggetrek word, waar ons so maklik ons aandag afgelei word, waar ons soms voel ons wankel in ons geloof, wil ons vir U kom bid en vra, Here, gee ook vir ons vanmôre weer die troos in ons harte, dat U die een is wat ons bewaar. U hou ons vas. U hou alles in U hand, ook elkeen van ons. Selfs die hare van ons hoof is getel. Ja, Here, nie een mossie sal val op hierdie aarde as dit nie binne U wil is nie. Gee daarin vir ons ook hierdie vertroue weer vanmôre, wanneer ons ook so uit U woord uit lees. Hemelse Vader, ons bid vir ons mense, ons bid vir ons families, vriende, ons huisgesinne, ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Hemelse Vader, dat U vir ons mense ook, daar waar hulle self ook mag bevind, ook kan verseker van hierdie troos en hierdie stilte wat ons by U kan vind, soos wat ons ook kan lees uit U woord uit. Spreek daarom, Here, tot ons harte, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Amen. Psalm 62, vir die musiekleier op die wysie van Jedutun, 'n psalm van Dawid. Ja, my siel is stil tot God, van Hom is my heil. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie. Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel, soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur? Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot. Hulle het behaag in leuns, met hul mond seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle, Selah. Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting. Sekerlik, Hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op Hom altyd, o volk, stort julle harte uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons, Selah. Ja, nietigheid is die mensekinders, leuns is die aansienlikes. In die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid. Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydelle hoop op rowery nie. As die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie. Een ding het God gespreek, 2 is dit wat ek gehoor het, dat die sterkte aan God behoort. En aan U, o Here, behoort die goedertierenheid, want U vergeld elkeen na sy werk. Geliefdes, ons teksgedeelte kan ons daar neem by vers 6. Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting. En dit stem ook ooreen met vers 2, ja, my siel is stil tot God, van Hom is my heil.
Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, in hierdie gedeelte het ons ook gesien dat die psalmis vergelyk homself met 'n klipmuur wat omgestoot word, klipmure wat as hulle omgeval het, is hulle heeltemal eintlik vernietig en moet hy weer van voor af gepak word. Maar die psalmis is nie geïnteresseerd in die fisiese klipmure nie, hy gebruik dit bloot maar net as 'n voorstelling van sy hart wat soms voel soos 'n klipmuur wat deur mense gestoot en geslaan word. Hy is geïnteresseerd in die muur van sy hart wat moet staande bly in onstuimige tye. Daar word die hele tyd teen sy hart ook geslaan. En so word daar ook teenoor ons elke dag in ons harte geslaan. En volgens vers 4 voel hy sy hart dreig soms om te val. Maar al is sy hart so wankelmoedig, sê hierdie psalmis, lees ons paar keer van die woordjie ja. Ja met 'n sekerheid, 'n ja vir God. Ja, God is my sterkte. God sal hom nie laat wankel nie. Daar is 'n gerusheid by hierdie psalm en daarom stil tot God. Stil tot God. Hy neem in sy toevlug, in sy vertroue wat hy ontvang het tot sy Here. Jesaja 30 vers 15 kan ook hierby aansluit. In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. Die innerlike rus van die gelowige wat vertrou op God, die muur word nie omgestamp nie. Die psalmis sê in vers 3, ek sal nie grootliks wankel nie, met klem op die woord grootliks. Hy sal wel soms struikel nog, want ons is in hierdie sondige wêreld. Hy sal soms voel hy wankel, as gevolg van die struikelblokke van hierdie lewe, die strikke, wat vir ons so lê en loer. Maar hy sal nooit so wankel en so struikel, dat hy uit die genade van God uit kan val nie, dat hy wegval van God af nie. Want God bewaar sy heil. Dis nie die mens wat sy eie heil bewaar nie, God bewaar sy heil. Dis God self wat sy uitverkorenes staande hou deur hulle geloof in God, met 'n hoop op God, met die liefde van God. Die stil vertroue in God. God bewaar dit vir ons. Nou geliefdes, om hierdie gedeelte vir ons dalk ook prakties te maak, is dit baie duidelik dat hier is baie sprake van die geloof, die hoop en die liefde. Want wat is dit wat 'n hart staande hou? Daardie 3 eienskappe word mooi saamgevat deur Paulus, maar geïmpliseer ook in hierdie psalm. Waarin bewaar God ons harte? Hy bewaar ons in die liefde, hy bewaar ons in die hoop, en hy bewaar ons in die geloof. Dis hierdie 3 goed wat die wêreld graag van ons af wil wegroof. God wat liefde is, behou sy kinders in liefde. En ons moet dit ook oplet en raak sien, soos hierdie psalmis. As hy sê in vers 2, van hom is my heil. Hy sê van God is sy heil. Nou die woordjie heil bedoel verlossing of redding. Nou geliefdes, in die heil van God aan sy uitverkore kinders lê ten gronde die liefde. Sonder die liefde van God was daar vir geen mens heil nie. Was daar vir geen mens verlossing nie. God se ewige verlossing of God se ewige redding spreek uiteindelik absoluut van God se groot liefde en omgee vir sy uitverkore kinders, vir sondaars wat hy uitverkies het om gered te word. Dis verlossing wat niemand kan verdien nie, en hierin slaan dit alreeds in wat die beginsel van die liefde is. En ons leer dit slegs ken
deur die prediking van die woord van God, die evangelie, maar ook deur God wat vir ons daai geloof laat eien, dit laat verstaan, dat hierdie is 'n God van liefde, wanneer hy die heil uitwerk vir sy kinders. God gee hierdie heil uit loutere genade uit, in sy seun Jesus Christus, deur sy seun Jesus Christus. Sy ewige liefde is daarom God se rede waarom hy vir ons die heil wil werk. Agter die heil van God is daar die liefde ingesluit, sodat hy vir ons kan vryspreek weens sy liefde vir ons. Skuld wat ons voor hom het, wil hy vryspreek, maar hy moet vir ons die heil bewerk om dit te kan doen. Daarom alleen omdat sy seun uit liefde ons sondeskuld op hom geneem het, kan hy ons vryspreek. En met hierdie heil is dit nie ons goedheid wat ons harte regop hou nie. God het nie dat die mens gaan kyk en kyk waar is 'n goeie hart wat hy kan red nie. Alle harte is sleg, alle harte is boos, maar God het gekies vir wie en watter sondaars wat dit nie verdien nie, hy hierdie heil gaan gee. Klaar gewerk in Jesus Christus daar op Golgotha. God werk dit, God bewaar dit. Openbaring 12 vers 10 vat dit so mooi saam. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. Dis nie menslike eiendom nie. En die mag van sy Christus, dis sy heil. Hy hou dit in ons harte in stand. En hierom sê vers 3, sal ek nie grootliks wankel nie. Hierdie liefde is goddelik. Die liefde moet ons ook onderskei. Dis 'n liefde wat opoffer. Dit offer vir die sondaar. Ons wat dit glad nie verdien nie. Dis nie uit die mens om te offer as ons nie eers vooraf gereken het, die een aan wie ons offer verdien dit nie. Dit is hoe die mens dink. Ek sal offer as ek reken die een vir wie ek offer verdien dit. Maar die liefde van God ken glad nie die voorwaarde nie. Niemand verdien dit nie. Hoor dit. Wanneer God se liefde in sy heil geopenbaar word, skenk hy dit aan sy uitverkore kinders. Hierdie liefde van God wat so opoffer, sonder enige verdienste van ons kant af, offer God vir ons sondaar. Ons harte kan dit nie bedink nie. Sien jy die liefde in die heil van God? Slegs in die goddelike liefde leer ken ons God se liefde deur sy heil. Vaderlike liefde van vrywillige opoffering. Wie kan dit tog begryp? Here, waarom sou u dit doen? Daarom kan net God hierdie onbaatsigtige liefde wat hy aan sy kinders gee, in sy kinders se harte inplant en dit vir hulle gee om dit te leef. Om met ander woorde as 'n kind van God sonder voorwaarde ook te kan opoffer vir iemand wat dit glad nie eers verdien. Sy heil, sy liefde. En sy liefde as gevolg van sy heil in ons harte. Die psalmis wys op iets wat die hart se liefde so hard kan stamp. Hierdie selfsugtige wêreld. Wanneer ons as mense ook in hierdie wêreld leef en ons wil ook hierdie liefde van God uitleef wat ons deur die heil van God leer ken het, dan kry ons te doen met hierdie verskriklike selfsugtigheid wat ook maar eens ons deel was. Daar in vers 5, wanneer mense rondom jou met hulle mond jou seën,
maar met hulle binneste jou vloek. Hoe baie versoekings het die Christen nie om hierdie onbaatsigtige liefde uit te leef wat God aan ons demonstreer deur sy heil nie. Maar let hier op, ons kan en ons wil baie keer ons hand terugtrek en nie hierdie liefde toon nie. Maar ons kry dit nie reg nie. Ons sal weer opoffer. Ons sal weer die onbaatsigtige liefde wys. Dit sal nie platval soos 'n muur en nooit weer in die hart van 'n Christen uit na vore kom nie. Al kry ons hoe seer. Dit kom weer tevoorskyn. Hoekom? Want dis God wat sy liefde in jou hart hou. Dis jou goeie werke nie. Dis sy deel. En so erken ons die liefde in ons en so bewaar God dit vir ons deur sy Gees. Al struikel ons soms, kom daai onbaatsigtige liefde weer deur die kind van die Here na vore. Dit droog nie vir altyd op nie. Daarom te midde van ons teenkanting wat ons so baie keer kry, kan ons maar stil ons vertroue in God stel. Hy sal die liefde in jou hart bewaar, waar jou hart so baie breek. Tog kom dit weer tevoorskyn. Want ons kan nie vergeet van Christus se heil vir my sondaar nie. Daarom, omdat God hierdie geloof vir my gewerk het hy ook vir my die liefde in die hart gegee om dit uit te leef. Dit kan nie anders nie, dit loop saam. Stil tot God. Ja, dankie Here, u liefde in my hart sal nie weggaan nie. God hou ons staande in die hoop. Geliefdes, van hom is my verwagting. Vers 6 sê, van hom is my verwagting. My hoop. Geliefdes, wanneer 'n mens nog iets verwag, dan is dit niks anderster as die hoop in die mens se hart nie. Geen mens kan lewe sonder 'n verwagting vir die toekoms nie. Daar moet iets wees in môre. Daarom moet dit wat jy verwag of hoop, daarom ook groot waarde hou. Want in hierdie wêreld is dit soos aasvoëls wat jou hoop oppik. As jy net jou kop optel en die radio luister, as jy net na die skerms kyk, dan breek dit die hoop. Waar sal ek hoop kry, as dit wat ek op hoop nie groter is as dit wat die hele tyd in die hoop kom slaan nie? Daar moet 'n verwagting wees, dat hierdie hoop nie verdwyn nie. Jou hoop is daarom die stilte, wat vir jou die rustigheid moet bied. Maar van God is my verwagting, sê die psalmis. In swaar tye is daar 'n hoop aanwesig op God wat my verwagting is. Hy is teenwoordig. Hoe kan ons tog so hoop hê, as God nie self die een is wat die hoop in my werk om op God te hoop nie? Dat hy die een is wat my lewe in sy hande hou nie. Dat hy die een is wat ver verby hierdie wêreld vir my die ewigheid bewerk het nie. As ek nie die hoop in my hart het, het ek nie hoop vir môre nie. En daarom kom staan dit teenoor die menslike hoop in vers 11. Bou geen ydelle hoop op rowery nie. As die vermoë aangroei van die mens sterk voel in homself, sit daar die hart nie op nie. Ook die wêreldse mens hoop, maar sy hoop is op sy vermoëns, waar hy dalk met 'n bietjie oneerlikheid ekstra wins dalk kan maak, hoop op 'n bietjie geluk wat oor sy pad kom. Ag, sal my skip nie maar oor die horison kom eendag nie. 'n hoop, 'n wispelturige hoop, 'n hoop sommer net op iets wat net plesier moet bring.
Dit is die menslike hoop, ingestel op aardse geluk en toevalligheid. En mag die geluk tog na my kant toe kom. Dis nie 'n hoop nie, dis wensdenkery. Of miskien 'n hoop op die humanisme. Miskien sal 'n mens aan my kom goed doen. Miskien sal 'n mens my jammer kry. En so my hoop plaas op die mens wat verganklik is. Maar die goedheid van die mens is so ontnugterend. Want dit gaan weg. Die selfsug van die ander mens kyk na homself. Hoop op mense se ydelle woord is selfydelheid. Menslike beloftes hou nie. En so waarsku die psalmis in vers 10, ja, nietigheid is die mense kinders, leuns is die aansienlik is, in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid, maar nie my God nie. Nie my God in wie ek my hoop stel nie, in wie my verwagting is nie. Hy is geen mens nie. Ons as gelowiges bou op God. Dis 'n vastigheid. Ons bou op die vastigheid van sy woord, wat hy vir ons beloof, hy bewaar ons. Hy is nie onbetroubaar nie. Waarom vertrou ons vir God? Hoe dit in my hart gekom om op God te vertrou? Om ons hoop so op hom te vestig. Sekerlik, vers 7, sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Hierdie heil wat God vir ons gewerk het, waarvan vers 1 en vers 6, vers 1 en vers 6 praat, verskoning vers 2 en vers 6 praat, hierdie heil is ook die rede vir my verwagting, my hoop op God. As ek dan glo in God, as die liefde wat hierdie heil vir my werk, moet hierdie heil tog vir my betekenis hê vir die ewigheid. Hoop verby hierdie wêreld. Ons is nie hier as weeskinders nie. Ook die heil in Christus is ons waarborg op die ewige lewe. Nou geliefdes, as jy hoop op jou ewige lewe in die hemel en God sorg so vir jou deur sy heil, waarom sal hy nie vir jou sorg vir die aardse? Is die hemelse nie 'n groter prestasie as aardse uitkoms nie? As jou hoop op die hemel is en die heil van God in Jesus Christus vir die ewigheid, waarom wankel ons in die hoop dat God vir ons sal sorg op hierdie aarde? God sorg vir die ewige. Dis die heil. En vanuit hierdie heil het ons beslis die hoop dat God sorg vir die tydelike. In die derde plek, hy hou jou staande in geloof. Vers 12 kom met die interessante uitdrukking, aan God behoort die sterkte. Nou geliefdes, geloof is nie 'n menslike gevoelendheid nie. 'n Goeie gevoelendheid en daarom vertrou ek en daarom glo ek nie. Nee, geloof is 'n onbetwyfelbare kennis van wie God is deur sy woord wat hy aan ons openbaar. Maar dit is nie net 'n kennis van die woord van God nie. Dit is 'n vaste vertroue in dit wat God van homself aan my openbaar in Jesus Christus. Kennis van Christus, vertroue in Christus. Dis die geloof. Dis iets vas. En dit gaan nie weg omdat ek dalk 'n afdag het en nie goed voel nie. Dit is daar, want kennis gaan nie weg met 'n slegte gevoelendheid nie. En vertroue raak nie weg omdat ek nou sleg voel nie. Geloof is vas.
Ja, God laat toe dat die bose sy seun kruisig. Nie omdat die bose sterker is as God nie, maar omdat God oor die bose ook heers. Dit weet my geloof. Hoe weet ek dit? Ons ken die soewereine heerskappy van God. Hy heers so oor die bose, en hy doen dit, dat al wat God net nie hoef te doen nie, is om die bose nie te keer om sy seun te kruisig. Want dit is in die aard van die bose om die mens dood te maak. God hoef dit net nie te keer nie, en so werk sy soewereiniteit. Die bose daad van die boosheid sal ons redding word van die boosheid. Nou, hoekom moet ons dit weet? Dat wanneer die psalmes praat oor die boosheid wat op hom aanstorm, dan is daar 'n muur wat eenmaal daar by Golgotha wel in duie stort, sodat ons nie in duie hoef te stort nie. Hy laat toe dat die bose hom plat storm, sodat ons altyd kan staande bly in hom. Dis nie swakheid nie. Dis nie swakheid nie. Dis liefde. Dis die heilbewerking van God in Jesus Christus vir jou sondaar. Selfs sy seun laat toe dat die bose hom kruisig, sodat sy offer kan dien as 'n volmaakte offer namens elke uitverkore kind se heil, se liefde, se ewige lewe, se hoop. 1 Petrus 3 vers 22, engele, magte en kragte is aan hom onderwerp. Daar is niks buitekant die soewereine heerskappy van ons Here Jesus Christus nie. Om toe te gelaat dat die bose hom platstorm, sy muur, sy klipmuur platgooi. Namens ons is geen swakheid nie. Maar hy rig daai tempel weer op. Hy sê vir die Fariseërs, nie een steen sal oor 'n ander steen staande bly nie, maar na 3 dae sal ek die tempel herbou, en hy praat van sy liggaam. Glo u dit? Glo u dit? Dis 'n geloof. Dis 'n vaste geloof in die soewereiniteit van God. Ek vertrou dat my God absoluut in beheer is van selfs die boosheid in hierdie wêreld. Wat kan 'n mens my aandoen? Hierdie krag en mag is bewys in Christus en het geloof geword in ons harte. Deur genade alleen. Ons hoef nie te vrees nie, want geloof troos, 'n vaste wete. Daarom bied die geloof in God, drie eenheid vir ons hierdie berusting. Wees stil in God. Wees stil in God. Vers 12 sê daarom aan God behoort die sterkte, en vers 13 aan U, o Here, behoort die goedertierenheid. Hy is altyd goed. Hy werk vir jou die goedheid, vir die ewigheid. En selfs die slegte wat ons oorkom, is nie om ons te breek nie, maar om ons te vorm vir sy ewige hemel. Ook ons geloof in sy almag is daarom nie ons prestasie nie, maar sy werk in ons harte. God skenk geloof, en God hou die geloof in ons harte lewendig. Geliefdes, die digter bely in vers 3, ek sal nie grootliks wankel nie. En hoe kan ons hierdie goed toets? Werk het aan hierdie 3 punte. Liefde, hoop en geloof. Al voel jy soms jy maak so met die liefde, of so in die hoop. God sal jou nie uit die liefde uit laat val nie. God sal jou nie uit die hoop uit los nie. God sal nie vir jou in ongeloof laat wegval nie. Die Here wankel nie, en hy is jou rots. Hy het jou daarop vasgeanker, nie in wanhoop nie, nie in ongeloof nie,
en nie in liefdeloosheid nie. Daarom ek sal nie wankel nie, sê die psalmis. God hou die muur regop. O die wonderlike uitverkiesende genade van God. Eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God. Want as dit van my en van u afgehang het, om die liefde en die hoop en die geloof in ons harte aan die gang te hou, het ons sekerlik aan mekaar gestruikel, totdat ons moedeloos opgegee het. Maar dis hy wat dit werk. Daarom gee ons alleen aan God die eer. En dan word ons uit hierdie dankbaarheid uit, vir wat hy vir ons werk en wat ons kan sien in ons daaglikse, in ons eie harte wat so geslaan en gestamp word, aan God alleen die eer. Wees voor hom stil, wat met sy krag gedurig in jou hart werk. Erken dit. Amen. Kom ons bid saam. Onse God en hemelse Vader, ons kan vanmôre vir u net kom dankie sê. Ja, Here, die lewe is nie maklik nie. Ja, Here, die lewe raak al erger soms, te voel dit vir ons. Maar hoekom is daar nog liefde te bespeur? Hoekom is daar nog hoop in harte? Hoekom is daar nog die geloof wat sê, op God sal ek vertrou? Alleen omdat u dit so, alleen omdat u dit so werk. En laat ons vir u so die eer gee. Here, ons kom staan voor u as huisgesinne, mans, vrouens, kinders. Here, ons kom staan voor u as families, as 'n kerk. Soms voel dit vir ons ook, ons huise se mure wil platval. Soms voel dit ook vir ons kerk se mure wil platgedruk word. Maar Here, as ons kyk, dan sien ons daar's liefde. Daar's hoop en daar's geloof. Mag ons dan weet, Here, dit kom van u af. En mag ons ook so dankbare instrumente wees in u hande. En dit so uitleef in die stilte van vertroue in u. Hemelse Vader, ons dink aan al ons mense. Ons dink, Here, aan ons mans, ons vrouens, ons kinders, elkeen met hulle besonderse uitdagings. U laat toe oor ons lewens wat u toelaat tot ons heil. U bewaar vir ons, Here, om te groei in dit wat u seun vir ons kom bewerk het. Laat ons nie dit wat u vir ons oor ons paaie bring, verag nie. Maar laat ons stil wees voor u en wag op u. Want die krag en die heerlikheid en die koninkryk behoort aan u alleen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan blaai na Gesang 254. Gesang 254. Dan sing ons daar vers 1 en vers 2 van Gesang 254 as 'n afsluiting.
seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.